Geliefdes, ons lees vanmôre uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie, na die beskrywing van Johannes. Johannes hoofstuk 17. En ek wil daar lees vanaf vers 20 tot vers 26. Dit is Jesus wat hier aan die woord is. Jesus trouwens wat bid vir sy Vader. Voordat ons hierdie stukkie lees, kom ons sit so, dan bid ek vir ons. Baie dankie, Here, vir hierdie uitnodiging vanoggend om saam aan die tafel te kom sit. Dankie dat ons mag weet en mag hoor dit is U wat self ons roep. Dit is U wat met ons praat en sê, kom, my kind. Laat ek jou sterk maak in die geloof. Vir hierdie voorreg dank ons U. Dankie dat ons mag deel in die eenheid van hierdie belofte. Nou vra ons, Here, dat U ons harte rustig sal maak, ons ore oop sal maak. Help ons om te hoor wat U sê, Vader, sodat wanneer ons vandag huis toe gaan, ons sal dink oor wat hier gebeur het, wat ons gehoor het, wat ons gesien het, wat ons gedoen het, dat ons dit sal hoor en sien en doen, nie sommer maar net nie, maar dat dit alles ons verbintenis met U net sterker sal maak. Ons bid hierdie dinge, Here, in diepe afhanklikheid in Jesus Christus se naam. Amen. Johannes 17 vanaf vers 20. Ek bid nie net vir hierdie mense nie. Ek bid ook vir die ander mense wat in my sal glo, omdat hierdie mense vir hulle sal vertel van my. Vader, ek bid dat hulle almal sal saamwerk. Die van julle wat 83 vertaling lees, julle sal lees dat daar staan, ek bid dat almal een sal wees. Bybel vir almal vertaal hom, ek bid dat almal sal saamwerk. Dan sal hulle by ons wees soos U by my is en soos ek by U is. Dan sal die mense van die wêreld glo dat U my na die wêreld toe gestuur het. U het gesê ek is God en so het ek ook vir hulle die ewige lewe gegee. Daarom kan hulle saamwerk soos ons saamwerk. Ek sal by hulle wees en U sal by my wees. Dan sal hulle waarlik saamwerk en die mense van die wêreld sal weet U het my na die wêreld gestuur. Hulle sal ook weet U is lief vir die mense wat U vir my gegee het. U is lief vir hulle soos U lief is vir my. Vader, ek gaan nou na die hemel. Ek wil graag hê die mense wat U vir my gegee het, moet ook daar saam met my wees. Dan kan hulle sien ek is God. U het vir my hierdie eer gegee, want U was ook lief vir my, ook voordat die wêreld daar was. Regverdige Vader, die mense van die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En die mense wat U vir my gegee het, weet U het my na die wêreld gestuur. Ek het vir hulle vertel van U, en ek sal sorg dat hulle nog meer vertel van U. Dan sal U liefde in hulle harte wees. Die liefde wat U vir my het, en ek sal by hulle wees. Ek lees tot hier.
Dis die manier hoe Jesus sy gebed afsluit en ek wil graag enkele hoogtepunte hier uithaal vanmôre wat ek wil hê ons in die prediking na moet kyk. Die eerste ding is presies daardie versie wat ek by vers 21 se begin. Vader, ek bid dat hulle almal sal saamwerk. In die 83 vertaling, ek bid dat hulle een sal wees. Die tweede deel, die einde van vers 23. Hulle sal ook weet, U is lief vir die mense wat U vir my gegee het. U is lief vir hulle, soos U lief is vir my. En dan die heel laaste stukkie van vers 26. Dan sal die liefde in hulle harte wees, die liefde wat U vir my het, en ek sal by hulle wees. Broers en susters, ek lees tot hier. Salig is julle vanmôre as julle hierdie woorde hoor, as julle dit glo en as julle ook so gaan lewe. My broers en susters in ons Here Jesus Christus, so oor die jare heen, eeue heen, hoor ons konstant dat daar in die kerk gepraat word oor die Christelike eenheid. Dalk 'n bietjie meer bekende uitdrukking, die heilige algemene Christelike kerk. Dit is woorde wat ek dink julle ken, dis woorde waarmee julle groot geword het. Ons hervormers sê dit ook in ons belydenis, ons glo in een heilige algemene Christelike kerk. Is dit waar? As ek vir jou vandag vra, sê vir my, hoe verstaan jy die woord kerk? As ek vir jou vra, verduidelik vir my wat beteken kerk, wat gaan jy sê? Dink 'n bietjie daaroor. Wat is die kerk? Wie is die kerk? Hoe moet ons dit verduidelik? Want die realiteit is, my broer en suster, ons praat oor hierdie goed, maar die oomblik wanneer dit in die praktyk kom, dan verdwyn hierdie woorde. Hulle loop so stadig en saggies uit by die agterdeur. Is daar een heilige algemene kerk? Glo ons almal dieselfde? Ek sê altyd, vra altyd vir die finale katekisante, hoeveel gemeentes, hoeveel kerke? Ek dink julle is hier in Secunda. En dan sê die almal so, ag, seker so 15, 20. Ons is nader aan 40, dalk selfs meer. Net Secunda. Is ons almal dieselfde? Glo ons dieselfde? Is dit een kerk? Hoe lyk eenheid? En is ons deel daarvan? Ons skrifgedeelte, broers en susters, wil vir ons vanmôre 'n bietjie lig skyn op hierdie baie moeilike onderwerp. Dis nie 'n maklike vraag om te antwoord nie. Trouwens, wanneer jy met mense kerk praat, julle weet dit uit ervaring, dan loop dit definitief een of ander tyd uit op 'n verskil. Ons verskil oor een of ander iets, en as dit by die braaivleisvuur is, wat dit gewoonlik is, dis mos die plek waar ons wil kerk praat altyd, dan fight ons met mekaar en dan sê ons, okay, vir die res van die jaar braai ons nooit weer daar nie. Ons vermy hierdie goed, broers en susters.
Jesus bid hier in Johannes 17 'n verstommende gebed. Julle kan gerus die res van die gebed ook lees, pragtig. Maar die stukkie wat ons gelees het, bid Jesus vir ons. Ek weet nie of dit by jou ingedring het nie, maar die eerste woorde daar in sy gebed sê, hy praat oor die mense wat nog in my sal glo. Dis ek en jy. So hier in Johannes 17 bid hy vir jou. Hy bid vir jou. En waaroor bid hy? Hy bid vir eenheid. Maar nou nie leerstellige eenheid nie, nie organisatoriese eenheid nie, nie politieke eenheid nie. Jesus bid vir geestelike eenheid. En hy begin deur homself as voorbeeld te gee. Die kerk vir wie hy bid is die Post-Pinksterkerk. Dis ons. Die mense wat in hom sou glo deurdat hulle gehoor het van hom. Vader, ek bid dat hulle almal sal saam wees, een sal wees. Net soos U in my is en ek in U is. Dat hulle in ons sal wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. As jy een is met God, jou Vader, en jou Here Jesus Christus, dan kan die wêreld hoor dat Jesus Christus jou van jou sonde verlos. Met ander woorde, wat Jesus hiervoor bid, is dat ons nie eenheid gaan soek in ander dinge in ons wêreld nie, maar dat ons eenheid sal vind in hom, in God ons Vader. 'n Mens moet mooi dink hieroor om getref te word daardeur. Ek dink nie as Jesus hierdie gebed bid, gaan dit oor ek wil graag hê hulle moet almal dieselfde goed doen. Daar moet altyd tevredenheid wees in die kerk oor watter musiek ons speel en daar moet altyd geen klagtes wees ooit oor iets in die kerk nie. Alles moet altyd goed gaan. Ek dink dit gaan vir Jesus hier oor gewoontes of gebruike of bygelowe of wat ook al nie. Ek dink dit gaan vir Jesus oor sy boodskap. Nou moet 'n mens vra, kan daar eenheid wees, regtig? Sê nou maar ons is 35 gemeentes in Secunda. Kan daar eenheid wees? Dis 'n baie teer saak hierdie. Mense soek eenheid, maar hulle hou vas aan verskille. Dis net hoe ons is. Elkeen van ons weet presies hoe dit is met mense wat seer gekry het in die kerk, wat weggestap het uit die gemeente en gesê het, ek wil nie iets meer met die kerk te doen hê nie. Daar waar julle sê eenheid is, daar het ek seer gekry. Daar het julle my stikkend gemaak. En dan wil ons met mekaar praat en ons wil sê, maar jene, ons moet dieselfde dink, ons moet dieselfde voel, ons moet dieselfde wees.
Ek dink nie dis wat Jesus hier bedoel nie. Ek dink daardie soort eenheid kry jy in 'n kultus. Eenheid, broers en susters, is nie eendersheid nie. God het nie die skepping so gemaak nie. God het ons so gemaak dat ons breedvoerig van mekaar verskil op alle fasette, alle vlakke van die lewe. En tog vra Jesus eenheid. En ek dink dit is 'n belangrike les wat ons vanmôre moet hoor. Miskien juis nou aan die begin van Advent waar ons gaan dink oor Kerstyd en wat die betekenis is van Jesus se geboorte. Die eenheid waarvoor Jesus vra, gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor hom. Die eenheid begin nie by ons nie. Dit begin by God in Jesus Christus. Dis die eenheid wat hy soek. Volmaakte eenheid, die eenheid waarvoor Jesus bid, is wanneer ek en jy volledig een is met hom. Alles wat in ons is, aan hom aanbied, vir hom sy hand vashou, hom volg. God die Vader word deel van ons lewe. God die Heilige Gees word in ons harte uitgestort. Ons kry deel aan die drie eenheid. Ons word een. Verander ons skielik as mense? Nee, ons is weird vir mekaar. En ons sê vir mekaar, ek weet nie wat jy doen nie, maar ek hou nie daarvan nie. Of ons sê, ek hou nie van jou nie. Ek werk nie mooi lekker saam met jou nie. Dis nie waaroor die eenheid gaan nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God. Hoe weet ons dit? Jesus sê, as julle lief is vir my, soos ek lief is vir julle, weet julle wat gaan gebeur? Julle gaan die boodskap van liefde die wêreld indra. Julle gaan vir mense vertel wat dit beteken dat ek vir julle lief is, dat ek julle verlos. Julle liefde gaan julle getuies wees. Dis waar die eenheid begin. Die oomblik wanneer eenheid oor God gaan, God drie-enig, dan gebeur eenheid in die kerk. Want dan gaan dit nie meer oor wat ek van hou of wat ek wil nie. Dan gaan dit oor hom. Prakties gesproke beteken dit ons gaan van mekaar verskil, altyd, tot ons eendag in die hemel is. Maar laat ons vanmôre baie mooi hoor. Die tyd het gekom dat ons fokus op die bron van ons eenheid. Op ons Here Jesus Christus. Miskien is dit juis hoekom ons in die kerk adventstyd het. Dat ons nadink oor wat dit beteken dat God ingegryp het in ons wêreld. Dat hy sy kind stuur, dat hy hom as offer gee, dat God die liefde vir ons kom wys. En dan moet ek en jy, daar dieselfde liefde. As ons dit glo, as ons dit vat, dan moet ons dit in die wêreld gaan deel. Partykeer kry ek swaar as ek oor die radio luister en ek hoor die vreemde boodskapies wat mense bring. En dan besef ek, weet jy, die ou wou 'n punt maak. Hy het dit nou reg gekry, hy het 'n punt gemaak oor die radio en vir baie mense is dit nou die woord van die Here. Nee, my broer en suster. Jesus sê, Vader, ek bid dat hulle een met my sal wees, soos ek een is met u. Ek bid so.
Want dan gaan ons die wêreld die boodskap van liefde sien kry. Kerstyd is 'n tyd van liefde. Dis 'n tyd waar ons vir mekaar en vir die wêreld moet wys dat die Here ons God, in ons Here Jesus Christus, deur die Heilige Gees, dat daar net liefde vir my en vir jou is. Dit is die eenheid. Verskil ons van mekaar? Absoluut. Doen ons dinge verskillend van mekaar? Ja. Is dit die eenheid? Nee. Die eenheid lê in God. God het julle vandag genooi en gevra om sit saam met my aan die tafel. God self is ons gasheer hier vandag en hy gee hierdie tafel vir ons sodat ons hierdie liefde vir die wêreld kan wys. As jy opstaan uit die bank uit en jy kom sit hier vandag, dan wys jy vir die wêreld, ek glo in die eenheid, in die liefde wat daar in Christus Jesus is. Jou deelname vandag, dis nie net, gaan nie net oor jou nie. Dis 'n groot stuk belydenis en 'n groot stuk verkondiging. Jy wys dat daar net eenheid in ons is. Daarom is dit 'n voorreg om vir julle te sê, kom staan nou op en kom sit aan die tafel, kom doen dit saam met my. Kom ons wys vir die wêreld, die Here is lief vir ons. Kom ons wys vir die wêreld. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor hom. Amen. Ek gaan nou vir ons lees, geliefdes, uit die formulier vir die bediening van die nagmaal. Die Here Jesus het voor sy dood brood en wyn geneem en hy het gesê dat ons dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Dis die begin van die nagmaal vir ons. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente en die doel van hierdie nagmaal is om ons in die geloof te versterk. Wanneer Jesus vir ons hierdie tekens gee, dan verseker hy ons van ons een wees met mekaar en ook met hom. Geliefdes, ons glo dat God self vandag hier teenwoordig is, dat hy die een is wat ons uitnooi en ons bely, as ons deelneem aan hierdie tafel, bely ons dat hy ons gered het in die bloed van ons Here Jesus Christus. Die nagmaal verseker ons dat ons volkome deel het aan Jesus Christus se offer en dat ons die hoop het, die versekering het, dat ons eendag ook in die hemel deel gaan hê aan die ewigheid by God. Ons wys ook vir die wêreld dat ons saam hierin stem as ons aan die tafel kom sit en ons wys ook vir die wêreld die liefde wat die Here vir ons elkeen het. Dis nie ons liefde nie. Dis God se om te gee. God vra dat jy bewus moet wees van jou sonde as jy aan die tafel kom sit. Jou sonde moet jou nie keer om deel te hê aan hierdie maaltyd nie. Wees bewus dat jy sondig is en hê berou daaroor. Maar kom deel in hierdie tafel volledig. As ons opstaan vandag, broers en susters, dan moet ons besef ons het 'n verantwoordelikheid om te gaan vertel, om te gaan deel dit wat ons hier geleer het. Dis die manier hoe die Here se kerk in die wêreld groei. Voordat ons aan die tafel gaan sit, terwyl ons die tafel nou gereed gaan maak, gaan Johannie en Karel vir ons 'n wonderlike stuk musiek speel. Die titel is Let Me Weep. Dit is 'n
'n lied waar die komponis iets van sy eie verbintenis met God besef. En besef, het gaan nie oor my nie. Wanneer hy treur hy nie oor sy redding nie, maar juis dat hy so lank gevat het om die Here te ontmoet. Terwyl ons die tafel voorberei, dankie Johan en Karel. Geliefdes, om dan nou met die ware hemelse brood, Jesus Christus, vervul te word, moet ons nie enige verwagtings hê van die wyn of die brood as sodanig nie, maar ons moet onsself regtig in ons harte in die geloof volledig op God rig. Moenie twyfel nie. So seker as wat jy hierdie stukkie brood eet en hierdie slukkie wyn neem, net so seker ontvang jy deel aan die offer van Jesus Christus, ons Here. Die kerkraad nooi elkeen vriendelik uit om aan die tafel van die Here te kom sit. Geliefdes, belydende lidmate van die hervormde kerk, as jy in jou eie gemeente nagmaal mag gebruik, gemeentes wat op dieselfde belydenisgrondslag as ons is, as jy daar die voorreg het om nagmaal te gebruik, is jy baie welkom om vandag saam met ons aan die tafel van die Here te kom sit. My broers en susters, die tafel van die Here is gereed, kom sit aan, kom sien en smaak dat hy goed is.
Hier is nog 'n paar plekkies, of 6 plekkies sien ek, as ek reg tel aan die kant. Aan die kant is hier nog so 'n paar plekkies. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet daarvan tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is ons gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink daarvan tot sy gedagtenis. Plat lê die kruis, die man van Getsemane. Die man van Golgotha word vasgespijker met spykers en hamerslae. Die kruis word opgehef hemelwaarts. Aardsgebonde, maar ook hemelwaarts gerig, linker en regterhand uitgestrek na die sondaar mense toe. Hande wat uitroep, kom na my toe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die keuse by die kruis is ons sin. Daar is net 2 keuses vir die ganse mensdom. Bespot hom of dink aan my, Here. By Golgotha was daar 'n kruis. Dis 'n kruis van verlossing, 'n kruis van vergifnis, 'n kruis van versoening. Dink aan my, Jesus. Baie dankie. Broers en susters, God het ons nou aan sy tafel gevoed en daarmee sy opregte liefde aan ons bevestig. Deur aan hierdie tafel te sit, het ons elkeen ook ons sondes voor God bely en God opnuut van sy genade vir elkeen van ons verseker. Almal wat so met God versoen is, bely hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons antwoord God met ons diepe belydenis. Ons bely vanoggend saam met Judas Iskariot dat ons ook soms 'n onskuldige man verraai het. Saam met Sion van Sirene bely ons dat wanneer ons Jesus volg, sy kruis ook jou kruis word. Ons bely saam met die Romeinse soldaat dat ons ook afgestomp raak van ander se nood. Ons bely saam met Maria dat ons mekaar nodig het om Jesus te volg tot die einde. Ja, en saam met die sterwende misdadiger bely ons dat 'n regverdige man gesterf het. Ons staan op en bely saam met die Romeinse offisier dat hierdie man aan die kruis werklik die seun van God is. Hierdie dinge bely ons vanmôre saam met duisende geloofsgetuienis wat deur die eeue voor ons gedoen het. Amen. Geliefdes, ons sluit ons erediens af by die gesang 286 verse 1. Daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën en ons sing saam die Amen. Gesang 286 vers 1 ten slotte.
ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees.